In 2019 het ons weer te doen met 'n vloeidiagram met verskillende organiese reaksies. Aan watter homoloogreeks behoort verbinding A? So die manier hoe ons hierdie vraag gaan beantwoord, ons gaan kyk na ons twee reaksies. As ek 'n basis byvoeg by een of ander organiese verbinding en 'n primêre alkohol vorm, dan dink ek aan hidrasie en ek dink aan hidrolise. Maar spesifiek 'n basis, dan dink ek in die lyn van 'n verdunde sterk basis, dan is daardie reaksie is hidrolise. En dit is die hidrolise van 'n haloalkaan. En dan, as ons dink in die lyn van gekonsentreerde kaliumhidroksied, wel, dan is reaksie 1 dehidrohalogenering. En dit bevestig dat verbinding A is 'n haloalkaan. Soos reeds genoem, is reaksie 1 dehidrohalogenering. En dit is 'n vorm van 'n eliminasiereaksie. Die haloalkaan wat deur A verteenwoordig word, reageer met gekonsentreerde kaliumhidroksied en dan vorm dit 'n alkeen. In hierdie geval is dit propeen. IUPAC reëls, net propeen, daar hoef nie 'n 1 by te kom nie. En dan een of ander kaliumhalied. En die X sal bepaal word deur watter tipe haloalkaan gebruik word in hierdie reaksie. Reaksie 3 weet ons is hidrolise. Dit is 'n substitusiereaksie en ons weet dat die basis in hierdie geval gaan 'n verdunde sterk basis wees. Met ander woorde, verdunde natriumhidroksied, kaliumhidroksied, lithiumhidroksied en die produk wat dan vorm, soos ook hierso aangedui, gaan 'n primêre alkohol wees, as ook afhangende van watter sterk basis jy gebruik het, gaan dit dan of wees natriumhalied of kaliumhalied of lithiumhalied. En dit hang natuurlik weer eens af van wat verbinding A presies is. Een van my gunsteling vrae word gereeld gevra. Ons het 'n primêre alkohol wat reageer met 'n karboksielsuur, COOH, twee koolstowwe, so dis etanoosuur, in die algemeen bekend as asynsuur. Alkohol reageer met 'n karboksielsuur en vorm 'n ester, verbinding C, en water. So wat is hierdie reaksie? Esterifikasie. 2 reaksietoestande vir reaksie 3. Ons weet dit is hidrolise, so ons het matige hitte nodig en dan ook 'n verdunde sterk basis, natriumhidroksied, kaliumhidroksied, lithiumhidroksied en dan voeg ek dit elke keer by. 'n Haloalkaan is nie polêr. Daai verdunde sterk basis gaan polêr wees. So vir die reaksie om effektief plaas te vind, gaan ons die haloalkaan, verbinding A, eers oplos in etanol. Ons moet nou die IUPAC naam van daardie primêre alkohol neerskryf. Nou ons weet nie hoeveel koolstowwe is daar in die primêre alkohol nie. Ons weet ook nie van die begin af hoeveel koolstowwe is daar in verbinding A nie. Maar ons sit met propeen. So ons weet daar is 3 koolstowwe. En as daar 3 koolstowwe is, hierdie is dehidrohalogenering, dan weet ons hier gaan ook 3 koolstowwe wees. En as daar 3 koolstowwe is in die oorspronklike haloalkaan en ons volg hidrolise, dan weet ons hier gaan ook 3 koolstowwe wees. So wat is die naam van 'n primêre alkohol met 3 koolstowwe?
propan-1-ol. En in hierdie geval, anders as in propeen se geval, moet ons sê propan-1-ol, want mens kry ook die sekondêre alkohol propan-2-ol. Teken die struktuurformule van verbinding B. Verbinding B is die resultaat van hidrasie. Wat doen ons tydens hidrasie? Ons voeg 'n oormaat water by, as ook 'n klein hoeveelheid suur. Die dubbelbinding gaan met ander woorde gebreek word en waterstof gaan op een koolstof bind en 'n hidroksielgroep op die ander koolstof. Die vraag is, op watter koolstof kom wat? Ons begin met hierdie propeen en ons weet daai dubbelbinding gaan gebreek word. En nou gaan ons Markovnikov se reël gebruik. Daar's koolstof 1, daar's koolstof 2. Op koolstof 1 het ons 2 waterstowwe. Op koolstof 2 het ons slegs 1 waterstof. So die wat reeds het, sal meer ontvang en gevolglik kry die koolstof 1 koolstof 'n derde waterstof by en die hidroksielgroep bind op die ander koolstof. So ons produk is propan-2-ol, dit is ons hoofproduk, gaan propan-1-ol ook vorm. Absoluut. Maar dit gaan nie die hoofproduk wees nie. Teken die struktuurformule vir verbinding P. Die primêre alkohol is propan-1-ol. So die propan-1-ol gaan die propielgedeelte van die ester wees. En die karboksielsuur is daardie etanosuur en dit is etanoaat. Nou kombineer ek net die propiel en die etanoaat om my ester te vorm, want is eers die alkohol, dan die karboksielsuur, propiel-etanoaat. As ek dan dit kom skets, dan sien ek hierdie is my 3 koolstowwe van die propiel en daar is my 2 koolstowwe van die etanoaat. Die etanoaat gedeelte is altyd gekoppel aan die karbonielgroep. Skryf dan die naam of formule neer van die katalisator wat gebruik word tydens esterifikasie en dit is gekonsentreerde H2SO4 of gekonsentreerde swaalsuur.